Ek het begin om spesifieke gebede vir bedienings te skryf. So gereeld kry ons versoekings om te bid vir 'n bediening. En ek het nogal 'n to-do lysie nodig om te weet waarvoor om te bid. So ek het begin om Paulus se bediening intens te bestudeer, om so te begin bid vir bedienings. Ek is 'n mens, so dis was my eerste beginpunt by al die mense in sy lewe. So hier is 'n paar gebedsriglyne. Jou eie to-do lysie waarvoor om te bid vir bedienings. Die name is meestal alfabeties. 1. Demas. Demas het nogal 'n hoë posisie eers gehad in Paulus se bediening. Net soos Clemens en Aristarchus kry hy die eretitel van mede-arbeider. En in die brief aan die Kolossense mense word hy ook genoem as iemand wat spesiaal vir hulle groete stuur. Maar later stap hy uit Paulus se lewe uit. Paulus sê hy het die huidige wêreld meer lief. So, dit is ook iets, 'n trauma en 'n hartseer emosie wat Paulus moes verwerk. Paulus het waarskynlik ook soos ek en jy soms gesukkel met verwerping, met vrae. Indien dit nie vir Paulus so 'n groot issue was nie, sou hy nie eers hierdie verbrokkeling van 'n verhouding genoem het nie. 2. Epaphras. Epaphras is Paulus op sy stukke en soos Mozart so mooi melodie kon geskryf het, so sien ek die kuns in die masterpieces raak in hoe Paulus sy helpers beskryf het. Epaphras is Paulus se medeslaaf, die enigste persoon wat hy so beskryf het, sy sondolos. In die verskil hiermee en die mede-arbeider is dat die medeslaaf het dieselfde baas. So hulle werk vir dieselfde persoon of vir dieselfde doelwitte. So ek sien dit as 'n stappie hoër as net 'n mede-arbeider. Verder word die woordjie geliefde word weer hier ook gebruik met Epaphras, dieselfde as met Appia. En dit is so goed soos my darling medeslaaf. Epaphras is ook 'n getroue bedienaar vir Christus. Hy is betroubaar en hy vertel ook vir Paulus hoe sterk die liefde werk in Kolossense. So hy bring vir Paulus goeie nuus. Dalk was Paulus 'n bietjie down hier. Dalk het Paulus bemoediging hier nodig gehad. Jy kan ook bid wanneer jy 'n bietjie motivering benodig, dat ander mense dit sal raak sien en iemand vir jou sal stuur om jou op te beer. Net soos Agaius, die afstand wat Epaphras gereis het van Kolossense na Paulus in die tronk in Rome, was 1200 kilometer. Hoe wonderlik is dit, dat mense bereid was om so ver te ry, net om iemand te bemoedig. Geen wonder Paulus gee vir Epaphras sulke pragtige komplimente nie. Verder word hierdie verklaring ook van Epaphras gegee. Hy stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Sjoe, het ons almal dit nie nodig nie. Iemand wat vir ons stry in hulle gebede, wat oorlog voer namens ons met die magte van die duisternis. Nog 'n baie mooi beskrywing van Epaphras was, the man who was a giant in prayer. Mag ons almal ten minste een Epaphras in ons lewe hê. Epaphras was ook 'n medegevangene, ook saam met hom in die tronk, net soos Aristarchus. Epaphroditus, die blydskapgewer. Ken jy mense rondom jou wat jou sommer net joy gee? Om in hulle teenwoordigheid te wees bring net vir jou blydskap. Nou ontmoet meneer Epaphroditus. Paulus stuur hom juis na die Filippense om hulle weer te verbly, volgens Filippense 2 vers 28. So jy kan bid dat mense oor jou pad gestuur sal word wat jou blydskap bring. Epaphroditus was ook 'n bewys van 'n wonderwerk. Hy was siek tot die dood toe. Hy was baie siek, maar God het hom genees. So jy kan ook bid vir sulke persone rondom jou, wat net vir jou kom getuienisse gee van wonderwerke, wat jou kom bemoedig oor wonderwerke. Het ons almal nie dit ook nodig nie. Sy eretitels is soos volg: mede-arbeider, dieselfde as Clemens en Aristarchus. Mede-soldaat, apostolos, 'n boodskapper in ons vertaling, maar dit is eintlik baie groter. Dit is 'n commissioner of Christ, apostle with miraculous powers. 'n
bedienaar van Paulus se behoeftes. Dis een van die min geleenthede waarin ek kan dink dat Paulus iemand spesifiek noem wat hom net bedien het. Mag jy ook 'n abundance hê van mense wat vir jou bedien. Hier is 'n ander woord as waarmee Erastus en Timoteus beskryf word. Die woord met Epaphroditus is in Grieks Laitogos, a public minister, a servant of the state. Die Filippense kerk is die enigste kerk wat in Paulus finansiëel ingesaai het. Paulus het verder die meeste van sy bedieningsbedryf vanuit sy eie arbeid gedoen, volgens Filippense 4. Maar nou dat Epaphroditus geskenke ingesamel het vir Paulus en dit vir hom gevat het Paulus nou oorvloed, volgens Filippense 4 vers 18. So bid vir 'n Epaphroditus, die een persoon vir jou en jou bediening kan insamel dat jy nou oorvloed het. Paulus beskryf dit sommer dubbel. Oorvloed, to be in excess, en volop, to cram, like a net, to level up. So bid so vir ander persone ook, dat hulle 'n Epaphroditus vir hulle self sal ontvang. Iemand wat hulle liefdestank sal kom volmaak. Een persoon wat sal insamel namens die persoon se behoeftes. En nou kry Epaphroditus sommer nog 'n hele string eretitels. 'n Lieflike geur, 'n welgevalle offer, welbehaaglik by God. All in all, you are perfect to me. 4. Erastus, die boekhouer of die CA. Ja, God het selfs 'n manier om erg linkerbrein mense na hom toe te roep. Erastus was nie van die begin af 'n Christen nie. Paulus het met hom gepraat en toe is hy bekeerd. So jy kan selfs vir God vra om daardie spesiale Erastus speech met iemand te hê wat nog erg linkerbrein na God kyk. Sy eretitel is helper of in Grieks diakonio, to be an attendant, that is wait upon, like a friend or a host. Dink sommer aan 'n ligwaardin. Dis amper hoe ek dit sien. So jy kan bid dat jy meer helpers in jou bediening kry. Erastus en Timoteus is gestuur na Macedonië. Nou word dit Europa genoem, om daar te gaan bedien. Ek is in die proses besig om my eie bediening op te stel, 'n huis vir vrouens vir emosionele genesing. En tans ontmoet ek baie prominente kerkleiers, en hulle almal se grootste concern is tyd, met honderde e-posse wat daagliks invloei, baie vergaderings ensovoorts. So ek dink ons kan almal bid vir hulle vir meer helpers om die las vir hulle ligter te maak. Verder kan jy ook bid dat hulle sulke besigheidsbreins kry in jou bediening. Iemand wat jy kan touwys maak op die normale besigheidsdinge van jou bediening. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook asseblief jou getuienis van hoe God jou al geseën het met wonderwerke in jou lewe. So vergroot ons sy koninkryk.